with the monsters. En goeienaand, jy is ingeskakel op Bladsport Media, die eerste, volgens wat ek weet, Afrikaanse potgooi van combat sports in Suid-Afrika. Weet jy van enige ander is? Ek weet net van hierdie een. Ja. En ons is toevallig nog die beste ook. Ja, as jy die enigste is, weet jy seker maar nou onthou dan jy die slegste seker ook wees. Nee, daai woord bestaan nie in my die beste boek nie. Maar welkom Skalk, dis Kousa, ek is Bert Mostert, ek dink ons het dit al klaar gesê. Ja. En welkom ook aan al ons luisteraars op Net Radio en op Radio NFM 98.1 hier in die hartjie van die Namakoland. Ons is nou baie bly om te kan sê ons het twee radiostasies wat nou al plaaslike radiostasies. Ja. Goed. Ja. So cool man. Wat het ons het weer maar 'n stadige hierdie hele naweek en alles is maar eintlik regtig waar stadig vir die combat sports wêreld, maar daar moet van hulle ook wees. Maar daar gebeur daarom iets, maar hierdie naweek wat nou kom is eintlik nog stadiger as hier verby is. Daar's niks UFC in sien. Niks, nie eens 'n fight night. Wie wat is daar om die waarheid te sê? Hierdie Dana White Contender series of iets, maar ek gaan nie praat daaroor want ek ken niemand van daai mense nie. Dit is mos my jong up and coming nuwe manne, ja. Okay, so daar's so 'n bietjie boxing. Daar in Australië op by Sydney. Die 28ste. Yes. Dit Nikita Tszyu. Die van wat vir my altyd so Daar's mos 'n klomp Tszuy's al. Shame, jy moet so elke paar maande suffer as een van hulle moet fight. So Nikita Tszyu, the Butcher, nogals noem hulle hom. 9 wins, niks losses, 7 knockouts. So hy kan bang. Teen Koen Mazoudier. 12 wins, 3 losses. Ek ben nou seker sê 12 wenne, 3 verlore. En 5 uitklop of uitklop ponse. Yes, hulle 'n punch is mos 'n pons. Ek het dit nie geweet. Ja, ek het jou 'n uitklop pons gegee. En 'n opperstopper en 'n hak hou en 'n hakpons. So leer ek ook iets. Ek dink ons kan maar bly by die Engels. Vader, ons luisteraars sal so die mekaar raak. Hulle sal nie weet wat wie gaan nou weet wat is 'n pons? Hy het hom uitgepons. Ja. En moet nou nog hier kom praat as hy julle nou nie weet nie. Of jy nou 'n ou moet submit of soos 'n rear naked choke. Wat 'n rare kaal burggreep. Ons bly maar by die Engelse terme. Ja, want ons almal ken dit so. Ja, ons is Afrikaans, maar ons praat van uppercut, nie van opperstopper. Opperstopper ponser nie. Funny, ek hou van dit. Maar ons kan eendag 'n bietjie daarso. Anyway, terug by die geveg. By Koenie. En so dit is 10 rondes junior middleweights. Ek ken vir Tszyu, ek het al van hom gehoor of gesien van hom, maar Koen weet ek nie. Nee, ek het ook nog nooit van. Hy's ook 'n Australianer. Ek sover my kennis strek het albei van hulle nog net in Australië geveg. Hy's mos nou Nikita Tszyu. Dis eintlik hoe jy sy naam uitspreek. Tszyu. Ek hou meer van Tszyu. Dis soos Tszyu, maar met 'n Tszyu. Jy sê hom so klein bietjie anders. Hierdie Koen neem ek aan sal dan Cowan wees. Ek dink hy gaan hom so uitspreek. Dit is seker nie. Ek dink jy's reg. Jy mag dalk reg wees. Dit is K-O-E-N. Letterlik Cowan. So ek dink is Cowan. Okay, anyway. Ons is nie 'n naam uitspreek podcast nie. Ons is 'n combat sports podcast. Ek wil net kyk of ons reg is. As ons dit kan sien. Ek weet nie op watter kanaal dit gaan speel nie, maar lang storie kort. Nikita Tszyu. Nikita is mos eintlik half soos 'n unisex naam. Dit kan vir 'n vrou of 'n man wees, maar in hierdie geval is dit 'n man. Dis die jonger boetie van Tim Tszyu wat ons mos nou al baie sien fight het wat 'n eyster is. Hy's regtig ware eyster en hulle pa is mos nou die legendariese Costa Tszyu. Hy is soos 'n volkslegende in Australië soos. Ek dink hy's half Russies, verstaan jy, hy het so 'n gemengde bloed of wat ook al, maar hy's 'n legende daar, almal is mal oor hom. Ek gaan maar net sê Koen, ek gaan nou nie nog Koen, of wat het jy Cowan?
Ja, ou Koen is 28 jaar oud, so hy is so 'n klein bietjie ouer as Nikita Tszyu, net letterlik 2 jaar ouer, so ek dink jy dit sal regtig veel van 'n verskil maak nie. Hy het so 'n bietjie van 'n height en 'n reach advantage, so maar die Tszyu was nog altyd meer kort en kompak gewees. Tim is maar omtrent dieselfde. Dis die lang ouens wat rangy is, goed. Hulle is kort en kompak en hulle kom in en hulle slat. Hulle kom om jou sif te slaan. Die een ding, nie een van hierdie manne se rekords is daar enige name wat vir my bekend is nie, want jy kan ons nou sien, hulle is nog besig om te klim op die leer, so hulle is nog nie daar nie. Maar die een probleempie wat ek hierso sien is van daai 3 verlore wat Koen al klaar het, wat nie goed is as jy teen 'n undefeated mannetjie fight nie. Een van daai 3 is hy geknockout ook. So dit beteken hy kan geknockout word. Ek weet nie hoe dit gebeur het of wat is die omstandighede rondom dit nie, maar dis maar wat 'n mens oplet. Ek dink dit is soos 'n domestic scrap hierdie. Dis nou 'n lekker, soos as ons nou 2 Suid-Afrikaners teen mekaar laat fight, Roar Knap en wat was hy ander ou se naam gewees? Brandon Tuise. Verstaan, dit is so 'n tipe ding, maar is nou net in Australië. So ek dink hulle is verskriklik opgewonde oor hierdie ene, maar as ek moet raai, dan sal ons het mos al vir Nikita Tszyu een keer gesien. Nee, ek dink so ja. Ek het hom al gesien fight teen 'n ouer man, maar wat soos gevaarlik is, jong. En ek was so impressed geweest. Hulle het mekaar geslat, jong, maar hy staan nie terug nie. Hy is so jonk, hy het nog nie eens hare op sy gesig nie, maar hy staan nie terug vir hy ouer man nie. Hy slat, jong, en hy vat die houe en hy gee hom terug. Ek kan onthou daai een fight wat ek gekyk het my nogals baie impress. Ek sal nie lieg nie. Maar in elk geval dan ek dink hy is die favorite. Hy sal wees. Dit is in Australië en nou spring ons weer terug. Ek weet nie of dit Amerika toe is of wat nie. California, there you have it. Carson, California. Daar in Amerika. Die 31ste Augustus. Dek die tafels, Kalla, dek hom. Op The Zone is dit Diego Pikachu. Sê net eers reg. Oh, sorry. Dat ons nie gedag word. Diego Pacheco. Ek dink hy so jy hom sê. Ja, maar ons kan dit nie lekker uitspreek nie, so ons sê Pikachu. Ja, dit klink baie cooler. En wie ken nou nie vir Pikachu nie? Niemand nie. Wel, niemand gaan vir Pacheco ken. Ja, ek dink Pikachu is baie meer bekend as hy. Ons het 'n favor gedoen. Maar anyway, Diego, 21 wins, niks losses, 17 knockouts. So gevaar, Pikachu kan skok. Hy skok man. Teen Maciej Suleki. Dus ek weet nie as 'n mens nou van hom praat, watter naam jy moet gebruik wat makliker is, want albei Suleki gaan. Okay. 32 wins, 2 losses, 12 knockouts. So 12 rondes. Ja, dis nie bad nie, maar 12 uit 32 uit. Hy het nie baie krag of hy het nie baie pop nie. Hy het nie baie punch. Maar dan nog nie 2 losses so. Ja, dis hy het 'n goeie rekord. Ek sal nie lieg nie. So, ja. Maar kyk, baie keer jy moenie net vaskyk aan knockouts nie, want gewoonlik as jy sien 'n ou het nie baie knockouts, dit kan baie goed beteken, maar een van die goed wat dit kan beteken is hy's 'n baie meer sleek fighter wat meer fokus op sy defense is wat hy fokus op sy offense, op sy aanvalle. En hy kan nie rondes gaan. En hy kan nie rondes gaan, want as hy nie baie knockouts het, het hy al 10 en 'n klomp 10 of 12 ronde gevegte gehad, Ja, so amper 20. Ja, 20 om presies te wees, maar dit sal nie 12 rondes is mos eintlik net vir as jy vir 'n titel fight. So ek skat hy het seker al 20 10 rondes of minder. As jy mos begin in boksing, dan begin jy met 4 en dan is dit 6 en dan is dit 8 of wat ook al. In elk geval, ou Pikachu is 'n Mexican American. Hy daai mixed heritage wil ek amper sê. 23 jaar oud, so hy's bloedjonk. Hy's nog lekker jonk in die sport. Hoor gou hierso, onthou hy's 'n super middleweight. Super middleweight. Ja, super middleweight is wat 168 pond, nee. Ek dink so, ja. Ja, ek het nou gedink aan junior middleweight wat 154 is. Maar nietemin nog steeds
vir 'n super onthou dis Canelo se size. Canelo is wat 175 daar rond. Okay, maar hy's nou gebou soos 'n tank, maar ek dink 'n gesonde height lengte is so 1.8 meter vir 'n super middleweight. Jy kan korter nog gaan. Hierdie man is 1.93 meter lank vir super middleweight. Dis lank my maat. Hy's langer as Usyk. Hy's langer as 'n klomp heavyweights en hy's ver onder daai. So hy's 'n groot seun. Sy reach is nog langer. 2.01 meter. Soos hierdie ou gaan vir jou, dit gaan smaak as jy teen hom fight. Hy gooi vir jou met klippe van ver af. Dis ek wil nie teen so 'n ou fight nie. En hierdie Solecki ou is weer die teenoorgestelde. Hy's iets soos 178 of so iets. En sy reach is nog korter as sy eie hoogte ook. So hy het seker maar kort armpies. So ek weet nie hoe hy gaan vaar teen hierdie man nie. Ek meen gewoonlik is dit die geval dan moet jy hom power hê. Want jy gaan 'n dierprys betaal om tot naby die ou te kom, en as jy naby hom kom, dan moet jy hom ten minste kan seermaak, dan moet jy hom nie sit op pity pat nie. Maklik om te sien wie sy gunsteling. Definitief. Jy kan ons volgens rekord, jy hoef nie eens niks te weet, jy kan jy dan klaar sien, okay, ou Pikachu is supposed om te wen, hulle is besig om hom op te bou, maar een ding wat ek kan sê vir ou Solecki, het ek gesê, hy's 'n Polish ou, hy's 35 jaar oud, so, hy is ook al lank in die tand, teen hierdie jong mannetjie wat letterlik lank is, nou nie in die tand nie, maar in die been. Lank in die been en in die arm. Maar so hy's 35 jaar oud, so hy is ook al definitief op die tail end van sy carrière. Maar een ding wat ek vir hom kan gee, sy 2 losses wat hy het, is net met punte. So dit mag wees dat die man daarom 'n bietjie taai is, en dat hy daarom 'n bietjie grit het. So mens weet nie met Pikachu of hy nou met punte gaan wen of 'n knockout nie. Dis al vraag wat daar vir my is. Vir my wen, met punte of met 'n knockout? Ja, presies. Ja, dis nie vir wie gaan wen nie, dis van hoe gaan Pikachu wen. Yes. So ja, my geld is op Pikachu, maar ek dink hy sal 10-1 die stoppage kry, as jy my vra. Okay. En dan het ons nog een fight wat eintlik die beste is. Ja, hier's 'n man wat ons hom nou al ken. Die 3 September in Tokyo, maar dis mos nou Dinsdag oor 'n week. Ja. So sorry dat ek jou nou in die rede val. Die wat my nog nie ken nie, moet maar nou al vrede maak daarmee. Ek praat is maar so. Ja, ek is maar so 'n tipe mens. En Skalk is weer soos 'n sniper. As hy iets sê, dan weet jy dit tel. Dit maak sin. Ek is soos 'n machine gun. Ek skiet oral. Skiet net skote dan van hulle val daar. Ja, maar as dit val dan is dit ook raak. Dan is dit ook dodelik. Anyway, teruggekom by die sport. Wat wou ek gesê het? Dit is Dinsdag en dis nie nou Dinsdag nie, dis volgende Dinsdag, maar nou die ding is, as ons volgende week rekord, ons pot gooi, dan kom dit eers Dinsdag uit. So net die mense wat letterlik as die podcast gepost word op YouTube, kan hoor, Inoue en hierdie man fight vanaand. En dan is dit 'n paar ure later. So ons het dit maar nou goed gedink, ons praat maar net nou daaroor. Partykeer post ons het eens Dinsdag, want is upcoming fight, so dit word Woensdag of dalk Donderdag. Jy's reg. Dan sit ek praat ons oor 'n geveg wat al verby is. So, okay. Ek is bly ons doen dit vanaand, so let's get to it. Maar dit lyk my dis maar 'n ding daar in Japan. Ja, hulle oefen op 'n Dinsdag beklei. Ja, of op 'n Sondag aand of 'n Maandag. Hulle wil nie soos normale mense beklei op 'n Vrydag of 'n Saterdag nie. Anyway, daar in Tokyo is dit Inoue. The Monster. 27 wins, niks losses, 24 knockouts. En dit nog vir 'n kleiner, vir featherweights, junior featherweights. Ja, of super bantamweight is. Baie gevaarlik. Ja. En hy is in elk geval in die top pound for pound, tweede of derde. Hy kan vir my selfs nou nommer 1 wees. As jy nou kyk, hoe het Usyk gesukkel en hoe het Crawford gesukkel, en die man sukkel. Hy maak klaar. Die vorige ou het hom wel knockdown. Maar dit was 'n dominating performance. Ek meen toe Crawford gefight het, was jy nie seker. Jong, het hy verloor of het hy gewen? Dit lyk hom hy het gewen, maar mense is nie seker nie. En wie was voor hom
okay, ons almal weet Usyk het 'n tawwe fight met Fury gehad, maar ek voel daar was nog 'n fight gewees wat ons ook gekyk het wat so verskriklik Ortiz, maar hy's nou glad nie op die pound for pound rankings so whatever. In elk geval. Ja. Hy gaan fight in TJ Doheny. Is hy Ierse naam so? Doheny, seker. Power is dit sy nickname. Sy nickname is Power. Okay, maar dis nogals cool, ek sal nie stry nie. So is die monster teen die Power. Ja. En hulle noem hom letterlik Power, want hulle sê die ou slat ongelooflik hard. Jy kan sien, baie sy goeie rekord ook, 26 wins, 4 losses, 20 knockouts. Maar dis 12 rondes vir Inoue, so hele klomp belde, ja, WBC, WBO, IBF, moet dit asseblief nie sê nie. EFG. Moet jy kan ons maar net die alfabet gou deur sê en dan kan ons is nou die unified, so ja. For all the marbles, soos hulle sê. For all the marbles. Wat vir my snaaks is ou TJ noem homself Power omdat hy so power het. Maar Inoue het nog gehoor knockout ratio as hy, so hy's die eintlike Power. So die monster beat die Power. Monster beats Power. en Inoue het 'n 88.88% finish rating. Dit is insane. TJ het 'n 76.92. So jy kan maar sê 77% versus 89. Beide is goed, maar definitief is die monster 'n monster. Yep. En wat vir my interessant is dit is sy overall knockout ratio, nê? As jy kyk in title fights, is dit nog hoër. Is dit soos iets soos 90%. So dit voel hoe beter hierdie ou se oppositie is, hoe nog gevaarliker raak hy saam met dit. Ek gaan nie veel van Inoue sê nie, want ons het al so baie oor hom gepraat. Jy kan ons nou hoor as ons praat van hy's top pound for pound top 3 in die wêreld. En ek begin voel al hy moet maar nommer 1 spot vir nou vat. Dan kan jy mos maar net maar weet, hierdie ou is die beste fighter ongeag wat se gewigklasse daar is nie. En wat ek wel kan sê is Inoue is 31 jaar oud. Dis nie oud nie, maar hy begin raak nou vir so 'n klein mannetjie. Die klein mannetjies raak mos bitter vinnig oud. Want jy fokus meer op reflekse en spoed en stamina as die groot heavyweights meer op punching power en goeders. Maar in elk geval hy's 31, so hy's nog veilig, maar ek sien nog so 'n paar jaar dat kan 'n mens dalk begin bekommerd raak want hy's klein. Die ou teen wie hy fight is 37, ou TJ. Heeltemal oud. Dit is te oud vir in so 'n klein. Weet wie se favorite hier ja, wel TJ kon enige iets tussen 10 en 30 gewees het. Hy sou nog steeds 'n underdog gewees het. As jy gehoor het Inoue teen enigiemand dan is dit seker maar. Inoue versus, dan sê jy Inoue. Dit sê dit nou dalk Anthony Joshua of Tyson Fury is dan sal ek oorweeg om die heavyweight die favorite te maak. Hulle is dieselfde size. Soos hulle is letterlik ewe lank. Ek dink inteendeel Inoue het nog 'n langer reach ook as ou TJ. En ja, ons het al gesê TJ Power is Irish. Irishman. Wat is jou prediction? Hulle kan nog als fight, hulle hou van fight. Ja nee, hulle hou mos van whisky en van beklei. Ja, so hy gaan nie terugstaan nie, maar my prediction is Inoue met 'n knockout of met punte. Maar mens voel maar 'n knockout. Maar die man is al oud, so. Nee, ek voel ook. Ek voel ook. In die later rondes daar 'n bietjie stop in die tweede helfte. Dis my gevoel. Ja, ek het nog nooit vir TJ gesien fight nie, maar ek het daarom al in my lewe genoeg stats gebruik dan ouderdom, sizes, records, al sulke goeders om te sê nee wat dit lyk maar vir my asof Inoue die monster gaan te veel power hê vir Mr. Power en hy gaan hom hy gaan powerless. Overpower. Hy gaan overpower word. Power to the people. Wat is daar nog wat ons met power kan sê? Sal nog wees. Ja, en Skalle. Dit vir my lyk dis verby. Sal die laaste. Dis die einde van die episode. Julle moet maar nou geduldig wag vir 'n week en dan kry ons nog een. En okay, maar mind you hierdie naweek is ons niks UFC nie, maar die naweek daarna
is dit mos daai Sean Brady teen Gilbert Burns. 'n fight night, ja. 'n fight night en dan is dit mos by die sfeer. Jessie, daar gaan ons heel mal raak want dit is 'n massiewe groot ene. Maar ja, ons praat daar, we'll cross that bridge when we get there. So Yes. geseënde aand vir almal wat luister, Skulle. Sien julle volgende week. Hoor ons volgende week. Ja, bly ingeskakel. Lekker. On the back with the monsters. Shack with Beak and Chakra. On the back with the monsters. On the back with the monsters.